Springbok Radio. Ook op Bok TV. Ek het vandag 'n Willeman saam met my in die ateljee. Sy naam is Tim Tron. Hoe gaan dit? Goed met jou, Lulu, hoe gaan dit? Lekker, dis lekker om jou hier by my te hê. Vir die Dis eerste baie keer by baie my. lekker om hier te wees, ja. Ja, nou Tim, jy is so veelsidig, nee. Ons gaan later gesels oor Heart of the Hunter. Ek het dit die Yes. naweek gekyk. Dis Ja. baie cool, maar ons Great. gaan later oor dit gesels. Ek wil nou eers by jou hoor. Jy is so veelsidig, nie net as jy akteur, 'n rolprent akteur, TV-reeks, jy doen teaterstukke, jy's 'n sanger, en nou is jy nog in die vervaardigingskant ook. Yes. Hoe bring jy alles bymekaar? Dis alles, vir my pas dit alles binne 'n storie vertel. Elke liewe element daarvan is jy besig om 'n storie te vertel of is jy besig om 'n deel van die storie te vertel en die res bymekaar te sit. So vir my pas dit eintlik so half bietjie alles in dieselfde boksie. En ek bedoel soos jy sal weet in ons industrie wat nie die grootste industrie is nie, moet jy so veelsidig as moontlik ook wees om aan die gang te bly en konstant besig te wees. So ja, ek dink ek's nog altyd iemand gewees wat nie regtig hou van stil sit nie. Ja. En wat lekker is ook, al daai elemente is net nog 'n so 'n kreatiewe uitlaatklep. Wat vir my nogal lekker en belangrik is. So ja. Nou as iemand jou nou ontmoet en hulle ken jou nie, nee, en hulle sê, "Ai, wat doen jy vir 'n lewe?" Wat sê jy vir hulle? En daar's baie vir hulle, ek dink die nommer 1 passie sal altyd wees om 'n akteur te wees. Ek dink dis die beginpunt vir my, dis waar alles begin het. Ja. Die vervaardigingskant is natuurlik 'n liefde wat gegroei het en iewers waar ek meer en meer van leer en meer betrokke raak. Maar ek dink daai eerste kontakpunt sal definitief wees akteur, ja. Ja. Jy's 'n groot gesinsman ook, nee. Yes. En ja. ek het 'n berig gelees wat iemand gepraat het met jou oor wat doen jou kinders as hulle jou op TV sien. En hulle sê een van jou kinders hou nie daarvan as jy die bad guy speel nie. Nee, my seentjie is baie swart en wit in terme van goed en sleg. Iemand is of 'n good guy of 'n bad guy. En hy's nie mal daaroor as hy sien ek is 'n bad guy nie. So ek moes met haar moes ek met hom 'n hele gesprek hê Ja. oor hierdie ou is sleg, maar wie weet dalk in 'n volgende ding kan hy dalk goed word of wie en toe sy hartjie rustiger toe. Solank hy weet daar's 'n kans. Ja. Ja. Daar was ook 'n soentoneel wat jy moes gedoen het wat jy nou vir die kinders moes verduidelik het. Hoorie, dis okay, dit is nie regtig nie. Dit is Ja, met Klein Karoo 2, dit is nou die eerste film wat hulle groot genoeg is om saam te vat na die premiere toe. Ons het so lekker piknik ding gehad, so almal het hulle families en so gebring. Maar ons is toe net met hulle voor die tyd gesels en sê, okay, cool, so julle verstaan wat pappa doen. As julle my op skerm sien, dis 'n karakter, dis nie ek nie. En soos jy nou sê, pappa gaan 'n ander tannie soen. Maar nou, dis nie, maar hulle het dit baie mooi verstaan. En ja, die film baie geniet ook. So, yes. Nou, rolprente byvoorbeeld Mooi Rivier, Jagveld, Klein Karoo en Semi-Soet en TV-reekse wat jy al gedoen. Ek noem nou net 'n paar. Yes, nee? ja. Die Testament, Die Byl, Projek Dina, Vloeksteen, Sterlopers. Wat was vir jou behalwe nou Heart of the Hunter een van die lekkerste projekte waarop jy gewerk het? Ek sou moet sê ons 'n projek wat altyd 'n spesiale plek gaan hê is maar Klein Karoo 1. Ons heel eerste film wat ons as 'n produksiemaatskappy gemaak het wat ek ingespeel het obviously, maar ook in die vervaardigingskant was. Sal altyd net 'n spesiale plek hê, want dit was die begin van alles. As Klein Karoo 1 misluk het, dan sou dinge anders gewees ja, het. dan sou dit 'n hele ander, my loopbaan en my lewe sou heeltemal anders gelyk het. En jy kom agter as jy met mense praat ook dat die film 'n baie spesiale plek in mense se harte ook het. Daar was ietsie soos hulle sê in Engels, intangible, iets wat ons nie, jy weet nie, jy kan nie 'n naam daaraan sit nie. Daar was net iets spesiaal in daai film gewees. En ten spyte van die feit dat ons al baie beter films gemaak het, as jy kan Klein Karoo 1 definitief nou al tegnies uitmekaar uitdruk as jy wil, sal dit definitief altyd 'n baie spesiale plek hê. Ja, soos wat ek verduidelik baie keer vir mense, ek luister nie radio nie, ek kyk radio. Ek hoor as die omroeper daai knoppie klik. Ja. Want jy weet wat agter gebeur. Doen jy dit met rolprente ook? Ja, dis iets wat ek lag baie keer en dan sê ek vir Jali, ek is nou vir 'n oomblik heeltemal uit die storie uit gewees want ek het hierdie raak gesien. Veral 'n ding wat vir my omdat ek weet is extras op stelle. Ja. Dis altyd interessant om met die mense te werk wat op stel kom en in die agtergrond moet wees. Party van mense is uiters professioneel en fantasties.
ander van die mense wat kom is so 'n bietjie van 'n probleem. Jy sukkel om te kry dat hulle nie in die kamera inkyk en doen wat hulle staan waar hulle moet staan, al sulke goeders. So baie keer dan sal dit die beste film ooit wees, maar dan sien ek daai een ekstra raak wat ek weet was 'n probleem daai dag gewees. Die arme assistent-regisseur, die AD, het alles gedoen wat hulle kon om hulle later weg te steek en dan sien ek so, ja, hulle praat, mense sê altyd how the sausage is made. En partykeer net vir 'n oomblik, presies soos jy sê, jy weet wanneer daai knoppie gedruk word, kan jy ietsie raak sien wat jy weet was 'n frustrasie geweest daai dag of iets wat nie lekker reggeloop het nie, maar niemand anders gaan reg raak sien. Ja, dis so half die voor- en nadele van ons werk. Yes. Hoorie nou op 'n ander noot, ek het iewers gelees dat jy een keer 'n jaar in die koue Bloubergsee gaan swem. Hoekom op aarde sal jy dit in jouself wil doen? Dit is so koud. Wel, ja, ek hou maar daarvan om soms simpel idiotiese goeders te doen. Veral as iemand vir my kon gesê het dat daar iewers 'n artikel is wat sê dat dit goed is vir jou. Ja. So daai koue water is blykbaar uitstekend en goed vir die gesondheid. En goed vir die vel, En goed vir die vel, Ja, die hoor ek, en al bloedsomloop. daai tipe dinge. Yes, ja, ek het 'n ice bath by die huis ook gehad. Maar ek gebruik die woord gehad want na hierdie winde ons het nie enige skade by ons huis gehad nie met hierdie storm wat ons nou net getref het so 'n paar dae terug, behalwe dat my ice bath het voor in die straat opgeëindig in stukke. Dis een van daai wat jy opslaan al die dinge. So hy is nie meer nie. So ja. Dis is die mense se trampolines. Ek sien Yes. dit op die groepe mense. Ja. As jy 'n trampolien in jou yard kry, dis myne. Dit en daar's mos hierdie tentjies wat hulle wat jy kan koop wat as jy hom opblaas of opstel dan lyk dit so 'n bietjie soos 'n kasteel. Jy kry 'n bloue en 'n pinkie wat hulle ook altyd in die erwe buite sit en elke keer as die wind waai dan sien jy iewers iemand sit 'n foto op. Ag, gatty. Luister, ek weet nie wie se hierdie is nie, maar hy's nou in my Ek het hom app. gekry. Ja. Ek gesels met Tim Tron en Tim Tron speel die rol van Tiger de Klerk in Heart of the Hunter. So kom ons gaan kyk gou, as jy op ingeskakel is op Bok TV, dan kan jy nou Heart of the Hunter se lokprent saam met ons kyk. I told you I'm done with that life. But it's not done with you. Sir, strike teams are en route to Johnny Klein's last known location. We need him alive. We need to know what he has. We understand what is at stake. There's but one man standing between me and winning this election. So go. What are you doing here? We can stop Tina from becoming president. You'll lead him right to my family. You're the last man standing. It has to be you. There are files that will expose everything. Get these files to Mike Bressler at the Cape Sentinel. Find him. Ngabuye. Yakuthembisa. We're running out of time. Either you talk or we make you talk. Make your choice. I need to find them. How much time do you need? Where's my son? Nou hierdie rolprent het my op die punt van my stoel gehad die heeltyd. Dis 'n rolprent wat geskoei is op Dion Meyer se boek. Tim, net so sonder om enigiets weg te gee. Vertel my in kort waaroor gaan die rolprent. Yes, die film gaan oor Zuko Khumalo. Hy is ons hoofkarakter. Hy's 'n man wat so 'n bietjie van 'n donker verlede het en probeer om vir homself 'n nuwe lewe te bou, 'n familie te bou en dan word hy teruggetrek in daai lewe in wanneer daar 'n komplot is om en korrupsie in die land is en hy en die inligting wat hy tot toegang het is al wat dit kan stop en kan keer. So dis so in kort. Hoorie, ek het so gehuil met daai een toneel. Dit vang ja, veral mense wat lanklaas wat die boek gelees het, maar bedoel die boek is redelik oud, so mense vergeet dat daar hierdie een Daai baie wending baie is. hartseer oomblik in is. Ja. En ja, dit vang mense nogal onkant. Nou vertel my van die reëntoneel. Jy het gesê jy wou nog altyd 'n soentoneel in die reën gehad het en nou Ja. het jy net mooi die teenoorgestelde. Ja, met Klein Karoo 1, met Mooi Rivier, met Klein Karoo 2, elke liewe keer het ek en Kobus en Jorrie en Tracy hierdie gesprek en Dion ook waar hy betrokke is en deel is oor
waar ek na hulle toe kom en sê asseblief julle, daar's niks so romanties in een van hierdie romantiese komedies soos daai epiese soentoneel, die reën, al sulke goeders en elke keer sê hulle vir my nee, dis te veel geld, ons het nie die begroting daarvoor, dit gaan nie werk nie, jy moet kry dit uit jou kop uit. En toe met Hard on the Hunter, toe besluit ons dat die een gevegtoneel kan gaan ook net so epic lyk as dit in reën gedoen word. En terwyl ons daar staan, ek en arme Bonko al vir 12 ure in die reën, kunsmatige reën, maar ons is deurnat, ons is yskoud. Sien ek net Jorie staan met so verskriklike groot glimlag op sy gesig en hy sê, wat jy wou mos reën gehad het. Het jy dit nou? Is dit lekker? Geniet jy dit? Jy moes sommer net iemand gesoen het. Net om het te hê. Nee, hierdie is nie wat ek bedoel het nie. Gepraat van jy het nou gesê dit is nog altyd te duur en te veel gewees om dit in die reën te doen. Maar die feit dat jy nou dat dit 'n Netflix rolprent is, maak dit seker makliker met die begroting. Jy kon baie meer doen met die rolprent ook. Ja, en ek glo en ek hoop dat mense dit raak sien in die film ook. As jy dis 100% moontlik dat jy dalk na die fliek kyk en nie mal is oor die storie of enigiets dit nie. Maar ek dink enigiemand en almal kan raak sien dat op 'n tegniese vlak is die film wêreldklas en dit is definitief te doen grootendeels te danke aan die feit dat ons 'n uitstekende groep mense bymekaar kon kry. En dat ons die begroting gehad het om dit te doen. Al wat daai begroting vir jou koop is tyd. Dit is altyd die groot probleem wanneer ons begrotings klein is en wanneer ons moet planne maak en dinge probeer gedoen kry, is jy het nie genoeg tyd nie. En op Hard on the Hunter het ons net genoeg tyd gehad om dinge behoorlik te beplan en behoorlik gedoen te kry. En ek glo mense sal dit sien, ja. Ek het dit so geniet omdat ons nou in die Kaap bly en baie van die tonele is in die Kaap geskiet en dan kan jy sien daar hy op die motorfiets en daar ek herken dit en dit is so lekker om te sien. So, ja. Ek nooi regtig almal uit wat luister, gaan kyk Heart of the Hunter. Dit is hier by ons geskiet. Dit is 'n uitstekende rolprent. Dit is wêreldklas en dit is gedoen deur Scene 23 waarvan jy ook deel is. Dis die produksiemaatskappy. Ja, as mense dit nog nie gekyk het nie, ons het gisteraand in die nuus gekry dat ons vir die tweede week in 'n ry die nommer 1 film wêreldwyd op Netflix is, nie net in Suid-Afrika nie. Dis fantasties om te hoor. En dit beteken op Netflix het daar seker so rofweg al omtrent 22 miljoen kere gekyk die film. En 22 miljoen mense kan nie verkeerd wees nie. So as jy het nog nie gekyk het nie. En gister was daar 'n artikel gewees dat oor al die stromingsplatforms in Amerika, Amazon, Apple, HBO, Paramount, Netflix, oor almal is Netflix die derde mees gekykte, is Hard on the Hunter die derde mees gekykte film oor al die platforms met ek dink 208 miljoen kykure. So die film doen ontsaglik goed in Suid-Afrika, doen ontsaglik goed internasionaal. Die reaksie is so positief. So as jy nog nie gekyk het, dan lê jy iewers onder 'n klip. Dan asseblief. En ek dink gaan kyk dit want vir ons is dit net so amazing dat die fliek so goed doen oor see, maar dit is net nog ietsie waar ons as Suid-Afrikaners kan sê, kyk hoe uitstekend is ons. Ja, ons kan ook kompeteer presies, ons weet van al die uitdagings in Suid-Afrika, dis fyn, ons kan 'n lys daarvan maak, ek stel nie belang daarin nie. Kyk hoe goed is ons, kyk hoe, ons is nou op 'n baie kleiner vlak natuurlik is dit, maar vanaf die Springbokke verlede jaar die Wêreldbeker gewen het, is daar Tyler wat 'n Grammy wen, daar's Driekus wat wen, daar's konstant Suid-Afrikaners wat op die wêreldplatform wys wie ons is en wat ons kan doen en hopelik is Hard on the Hunter nog so 'n klein stukkie daarvan. So baie trots op. Dit is absoluut fantasties, Tim, en well done, wel gedaan met hierdie goeie werk. Dit is regtig, ek het daar gesit en gedink, yes, dis 'n lekker rolprent om te kyk. Baie dankie. So baie dankie en gaan kyk, Heart of the Hunter is op Netflix en jy gaan hom sommer sien as jy Netflix oopmaak, hy pop sommer heel eerste op. Ja, hy is heel voorop. Baie dankie Tim dat jy by my kom kuier het en ek wil uitspeel. Hoe kan ek dan nou nie met 'n Tim Tron liedjie? Hierdie is Klein Karoo. Tim, baie dankie en baie dankie, is lekker om hier te wees. Check it out. Wêreldwyd net vir jou. Bokradio.co.za